Hallo en welkom. Vandag gaan ons kyk na een van die mees, geheimsinnige en omstrede hoofstukke in die Bybel. En ons gaan probeer om 'n baie spesifieke interpretasie daarvan te ontsyfer. En ja, dit gaan alles oor daardie berugte getal en die profetiese figure wat daarmee saamkom. So kom ons spring dadelik in en begin hierdie legkaart aan mekaar sit. Nou, net om duidelik te wees, ons kyk vandag na een spesifieke preek se interpretasie van Openbaring 13. Die doel is regtig net om die teologiese punte wat daar gemaak word duidelik te verduidelik, sodat jy 'n goeie idee kan kry van presies hoe hierdie een siening werk. Goed, so om deur hierdie komplekse profesie te werk, het ons 'n plan. Ons gaan eers kyk na wat genoem word 'n profetiese drie-eenheid. Dan kyk ons na die draak se gesag, die profeet se groot misleiding. Ons gaan die getal 666 self ontleed en dan eindig ons met die merk en die finale oordeel. So, heel eerste. Hierdie spesifieke interpretasie sê dat daar 3 hoofrolspelers in hierdie hele drama is. Hulle vorm saam wat die preek 'n onheilige of 'n sataniese drie-eenheid noem. Die eerste een is die draak en volgens hierdie siening is dit baie duidelik. Die draak is Satan, hy is die geestelike mag, die poppemeester wat alles van agter die skerms beheer. Dan nommer 2 is die dier uit die see. En hierdie een ken jy dalk beter as die Antichrist. Hy word voorgestel as 'n charismatiese wêreldleier wat uiteindelik die alleenheerser van 'n enkele wêreldregering word. En die laaste een in hierdie trio is die dier uit die aarde. Hulle noem hom ook die valse profeet. Sy hele werk om wonderwerke te doen en mense te mislei sodat hulle nie God aanbid nie, maar eerder die Antichrist. Okay, so hoe pas hierdie 3 dan nou presies saam? Wel, volgens hierdie preek begin alles by die draak. Die idee is dat omdat die draak 'n geestelike wese is, kan hy nie direk op aarde regeer nie. Hy het fisiese agente nodig, mense, ofwel wesens op die grond, en dis presies waar die ander 2 in die prentjie kom. En hierdie is nie sommer net 'n klein bietjie hulp nie. Die oordrag van mag is totaal. Die draak gee sy krag, sy troon en sy groot gesag direk aan die Antichrist. En dit gee hom dan die vermoë om hierdie wêreldwye koninkryk op te rig vir daardie spesifieke tydperk van 42 maande. So, nadat die Antichrist aan bewind is dit die valse profeet se beurt om sy rol te speel. En sy hele doel, soos ons nou gaan sien, draai om een ding: massiewe misleiding. Kyk, die hele ding met die valse profeet is hierdie teenstrydigheid. Hy lyk soos 'n lam, onskuldig, sag, betroubaar, maar hy praat soos 'n draak. Sy woorde kom direk van Satan af. Dis daardie klassiese wolf in skaapsklere idee, né? En hierdie preek verduidelik sy metode in 'n paar duidelike stappe. Eers doen hy groot tekens, soos om vuur uit die hemel te laat val. Dan beveel hy almal om 'n beeld van die Antichrist te maak. Hy gee dan asem aan hierdie beeld sodat dit lewendig word en dan begin die beeld praat en eis dat almal hom aanbid. En die laaste stap, as jy weier, word jy doodgemaak. Dis 'n lewe of dood besluit. Om te wys hoe kragtig hierdie misleiding sou wees, gebruik die spreker 'n goeie voorbeeld. Dink net daaraan, wat sou gebeur as 'n standbeeld, enige standbeeld, skielik begin praat? Die hele wêreld sou op sy kop gekeer word, reg? Die skok sou so groot wees dat dit byna enige iemand sou oortuig. En dit alles bring ons dan by die groot een, die getal 666. En die punt wat hier gemaak word is dat hierdie getal glad nie toevallig is nie. Dit is propvol simboliek. So, om die betekenis te verstaan, word daar eers 'n kontras getref. Aan die een kant het jy die getal 7, wat gesien word as God se getal, volmaaktheid, voltooiing, en aan die ander kant het jy die getal 6, dis die mensegetal, onvolmaak, die geskape wêreld en iets wat onder oordeel val. En dis waar 666 inkom. Dis basies 'n drie-eenheid van onvolmaaktheid. Elke 6 verteenwoordig een van daardie figure en hulle domein. 1/6 vir die draak se gevalle geestelike wêreld, 1 vir die Antichrist se gevalle politieke wêreld en 1 vir die valse profeet se gevalle godsdienstige wêreld. 3 6e, 3 gevalle wêrelde. Goed, so laastens, hoe word hierdie getal dan in die praktyk gebruik? Die preek verduidelik hoe dit 'n merk word en wat die uiteindelike gevolge gaan wees. En hierdie stelsel van beheer is wel absoluut. Jy kry 'n fisiese merk op jou regterhand of jou voorkop. En sonder daardie merk kan jy niks koop of verkoop nie. Jy is heeltemal uitgesluit uit die ekonomie. En jy kry net die merk as jy die beeld van die Antichrist aanbid. Die merk self is die getal 666. Die preek eindig dan met 'n baie spesifieke tydlyn vir die oordeel.
Eers by Armageddon word die anti-kris en die valse profeet gevang en dadelik lewendig in die poel van vuur gegooi. 1000 jaar later word die draak of Satan dan ook in daardie selfde poel van vuur gegooi. Volgens hierdie interpretasie is dit die finale, ewige oordeel vir hulle en vir almal wat die merk geneem het. So, as ons alles saamvat, skets hierdie interpretasie 'n prentjie van 'n finale wêreldwye konflik. Maar dis nie net 'n oorlog met weermagte nie, dis 'n oorlog oor wie aanbid gaan word. En dit laat ons met daardie laaste vraag. Hoe beïnvloed hierdie oeroue apokaliptiese tekste steeds hoe ons vandag dink oor die toekoms en oor tegnologie? Dis 'n goeie vraag om oor te dink en dit wys net hoe kragtig en blywend hierdie profeseë kan wees.